ons sê, Here Jesus, baie dankie dat ons vandag in U heilige teenwoordigheid kan buig. U is ons God, 'n God wat harte verander, 'n God wat stikkende lewens kan heel maak, kan nuut maak, kan weer reg maak. En Here Jesus, ons aanbid U vandag op 'n baie besonderse wyse, want ons is getuies van mense wat 'n besluit geneem het vir U, 'n besluit om die ou mens af te sterf en 'n nuwe mens op te kom. En ons wil vra dat U kragtig nou in ons midde teenwoordig sal wees. Dat U deur die Heilige Gees ons so sal vul, dat jou duiwel nie eers 'n ou klein plekkie in hierdie kerk vandag hier sal kan kry nie, maar dat U naam groot sal wees. Seën ons nou. Ons bid dit in ons Jesus se naam. Amen. Sit maar, dankie. Dis my voorreg om U uit die doopbad te groet vanoggend. En wat 'n besonderse voorreg, nê? Wow, het ons pragtige mense wat die keuse gemaak het om die ou mens af te sterf en 'n nuwe lewe in Jesus te begin. En is lekker. Liam, hulle kan jou sien daar, nee, jy's nie op die punt nie. Hy is so lank, maar dit is wonderlik om hier te kan wees en dit te kan deel. En ons gaan nou oorgee aan Mel, as ons hoofouderling, om met ons die geloofsbelijdenis te doen. En soos wat ons die geloofsbelijdenis doen, na elke vraag, gaan ons onthou, dis 'n vraag vir julle as doopelinge, skud julle net julle koppe ja, né? Onthou, as julle nee sê, dan hou ek julle langer onder. Nee, ek spot. Ons het dit voor die tyd so uitgesorteer en alles, en wat 'n voorreg. Mel, baie so klein bietjie nader staan. Daar's hy. Dankie leraar. Reg, ons begin al by nommer 1. Nommer 1 sê ek glo in God die Vader, in sy Seun Jesus Christus en in die Heilige Gees. Amen. Dan nommer 2, ek aanvaar die dood van Jesus Christus op Golgotha as die soenoffer vir my sondes. En ek glo dat ek deur geloof in sy gestorte bloed van sonde en sy straf gered word. Amen. Ek versaak die wêreld en sy sondige weë en het Jesus Christus as my persoonlike saligmaker aangeneem. En ek glo dat God om Christus ontwil my sondes vergewe en aan my 'n nuwe hart gegee het. Amen. Ek aanvaar die geregtigheid van Christus, erken hom as my voorspraak in die hemelse heiligdom en maak aanspraak op sy belofte om my deur sy inwonende Gees te versterk, sodat ek die krag kan ontvang om sy wil te doen. Amen. Ek glo dat die Bybel die ingegewe woord van God is en dat dit die Christen se enigste reël vir geloof en gedrag is. Omdat ek die Here met geheel my hart liefhet, neem ek my voor om deur die krag van die inwonende Christus God se wet van 10 gebooie te onderhou met 'n begrip van die 4de gebod wat beveel dat die 7de dag van die week as die Sabbat van die Here gevier moet word. Amen. Die naderende wederkoms van Jesus is die salige hoop in my hart en ek is vasberade om gereed te wees om my Here te ontmoet en om alles in my vermoë te doen om vir sy liefdevolle verlossing te getuig en ander deur my lewe en woorde te help om vir sy verskyning gereed te wees. Amen. Amen. Ek aanvaar die Bybelse leer met die betrekking tot die gawes van die Gees en ek glo dat die gawes van profesie een van die kenmerke van die oorblyfsel kerk is. Ja. Ek glo aan 'n kerkorganisasie en is voornemend om my kerk met my tiende, my offergawe, my werk en my invloed te ondersteun. Amen. Ek glo my liggaam is die tempel van die Heilige Gees en ek sal God vereer deur daarvoor te sorg. Ek sal my onthou van die gebruik van alkoholiese drank, narkotika, tabak, in watter vorm ook al,
en van voedsel wat God as onrein bestempel. Daar gaan ons wielnese. Ek ken en verstaan die fundamentele Bybelse beginsels wat deur die Sewendag Adventiste Kerk verkondig word en is van voorneme om my lewe deur die genade van God volgens hierdie beginsels te skik. Amen. Ek aanvaar die Nuwe Testamentiese leer aangaande die doop deur onderdompeling en begeer om hierdie wyse gedoop te word as openbaring en bewys van sy geloof in Christus en sy vergifnis van die sondes. My sondes. En dan laastens, ek glo dat die Sewendag Adventiste Kerk die oorblyfsel kerk van die Bybelse profesie is en dat mense van elke nasie, ras en taal genooi word om daarin gemeenskap te hou. Ek verlang om lid te word van hierdie gemeente van die Wêreldkerk. Amen. 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 Baie dankie. U het hulle getuienis gesien en wat 'n wonderlike deel om weer eens vir ons wat al reeds gedoop is, om net weer eens bietjie daai beloftes te bevestig. Dis dinge wat ons beloof het toe ons gedoop is, né? Nee? Baie dankie. Ek gaan vra dat julle net so 'n bietjie almal net terug staan weer, net uitgaan, so uit en dan gaan ons vir Annie en Jean-Marie heel eerste doop, so julle gaan hier bly. Julle gaan so na mekaar kyk. So voor my en alles. Ek weet nie of julle agtergekom het nie, maar ek is die kleinste tussen al hierdie manne. Wow. Maar dit is groot en dit is wonderlik en dit is lekker om hier te wees, hè? Hierdie twee het 'n unieke pad geloop, né? Nee? Ek wil sommer huil. Maar die Here was so goed vir ons. Ons het so lekker Bybelstudie saam gehad. En Annie, jy het 'n groot besluit gemaak. En ons sê dankie dat jy vir Jean-Marie ook saam in hierdie besluit kon trek en dat julle dit saam kon deel op 'n baie unieke wyse. En ja, ons is bly jou ouers is hier, né? Daar's hy daar, agter. Ja, welkom by ons. Voel asseblief welkom in tuis by ons en jou familie is hier en 'n groot getuienis. Ekskuus, ek praat altyd te veel. Kom ons doen wat die belangrikste ding is wat gedoen moet word. Ja, rustig. Annie, omdat jy vir Jesus gekies het. En daai keuse het jy gemaak omdat jy dit goed deurdink het en hy jou liefhet. Daarom doop ons jou nou in die naam van die Vader en die Seun en in die Heilige Gees. Amen. Amen. Kyk, by geknie. Daar sy. Jean-Marie, omdat jy hierdie groot keuse vir Jesus gemaak het. Daai liefde van hom jou hart bereik het en jy ja gesê het vir sy roepstem. Doop ons jou nou in die naam van die Vader en die Seun en in die Heilige Gees. Amen. Baie geluk julle. Bly die Here gaan julle seën. Sy. Okay. Dis hy. Ja, nie ons moet hom sien. Susan is iemand baie spesiaal. Sy is deel van ons dowe mense, maar sy het hierdie wonderlike besluit gemaak om gedoop te word. Toe sy hoor daar's 'n doopdiens, kom sy na my toe en sy sê, ek wil gedoop word, kan ek? Ja, Sybrand het vir haar Bybelstudies gegee, saam met haar hierdie pad geloop, en sy is hier, 'n toonbeeld van God se liefde. Daar sy. Goed, Susan, omdat jy Jesus in jou lewe gekies het om hom lief te hê, om te dien en te eer, doop ons jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kyk, buig jou knie. Daar sy. Baie geluk. Nou ek daar vas. Nee, nog eers rustig. Julle ken vir Esmy. Ons Esmy. Deel van die welsyn, haar lewe gegee vir so baie dinge. En ja, sy wat vroeër deur geloofsbelijdenis sy en Willie aangeneem deel geword van hierdie kerk en is lang pad.
maar sy het gevoel sy wil gedoop word. En ek is bly die Here het vir jou daai oortuiging gegee, want dit kan net van die Here kom. En sy is so opgewonde om die ou verlede werklik af te was en 'n nuwe mens te word in Jesus. En daarom is my, omdat jy vir Jesus gekies het in jou lewe, jy sy roepstem gehoor het en hom werklik liefhet, doop ons jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kyk, buig jou knieë. Mooi man. Baie geluk hoor. Baie geluk. Staan so 'n bietjie skyn sodat almal jou kan sien. Groot manne, né? Ons kerk het groot, mooi jong manne. Ja, Ilse, jy het saam met hom die pad geloop en is lekker om dit te sien. En Nicholas, ons is so bly jy het hierdie keuse gemaak. Vandag is jy 'n voorbeeld vir baie mense. En mag hy jou seën. Sy Nicholas, omdat jy Jesus gekies het, omdat jy hom liefhet en jou lewe saam met hom wil loop, doop ons jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Dis hy. Dis hy, geluk. Daar kom ons al. Ons ken vir AJ. Wow. Weer eens groter as ek, né? Wow. Maar AJ het 'n besonderse pad met die Here geloop. Jy kan sien sy hart is diep aangeraak met die dinge van die Here. En wat 'n voorreg om saam met jou te kan wees. En mag jou getuienis kragtig sterk wees. AJ, omdat jy vir Jesus gekies het in jou lewe, omdat jy hom liefhet in jou hart en werklik hierdie pad saam met hom wil loop, doop ons jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Met my ook 'n drukkie gee, man. Wow, hè? Hy is ons jong man, die jongste. Maar Liam, jy het die grootste besluit gemaak. 'n Besluit vir jou hele lewe. En ons is bly jy's hier, ons is bly jou familie is hier. Ag, welkom by ons. Dis great dat jy kan deel in jou seun se groot keuse. Liewan, ja, dis goeie dividende vir julle. Om te weet dat die ons Here nooit opgee met ons kinders nie. Liam, voor ek huil, omdat jy vir Jesus gekies het in jou lewe. Omdat jy hom liefhet en hy saam met jou hierdie pad gaan loop, doop ons jou nou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Daar sê hy, dankie man. Geluk, sterkte. Wow. Dit is so besonder om te kan deel in mense se keuses om vir Jesus te sterf. Weet nie van u nie, maar dit is emosioneel, dit vat in ons hart. Dit is nie maklik om voor mense onder die water gedruk te word nie. Maar tog is dit jou eerste en 'n oop getuienis van die verskil wat net Jesus in ons lewens kan maak. En ons kan nie net 'n doopdiens hou sonder om u te vra, as die Here dalk op jou hart druk, om jou hart vir die Here te gee, om 'n keuse te maak en vir Jesus te kies en te sê, ja Here, hier's my lewe. Die doop is nie net 'n seremonie nie. Dis nie net iets wat ons doen en wow, nou is jy reg nie. Nee, dis 'n simbool waar ek bereid is om die ou mens af te sterf, te sterf, want jy kan nie onder die water asemhaal nie, dit simboliseer die dood, en dan uit te kom, 'n nuwe mens, skoon gewas in die bloed van Jesus. Ja, die doopwater was ons nie skoon nie, maar dit is 'n simbool van die bloedversoening van Jesus, wat wel jou sondes skoon en weg was. En daarom, as u gedoop wil word, as u daai stem hoor, kom praat met my, praat met een van die ouderlinge, praat met Mel, en dan reël ons binnekort ook weer 'n doopdiens. Ja, daar is vereistes, ons moet dan die regte pad loop,
maar die Here gaan saam met u daai pad loop. So asseblief, moenie die stem van die Heilige Gees in die hart terugdruk nie. Ons dink so maklik, ons gaan dit uitstel en uitstel en uitstel. Nee, werk daaraan. As daar iets is in die lewe wat reg moet kom, laat die Here u help, gee dit oor. En kom maak daai keuse. Kom praat met my en ons is bereid om saam met u die pad te loop. En ons volgende doopdiens is u hier. Is dit reg? Amen. Mag die Here u seën. Ja, het is lekker, het is besonders, né? Ons is bly u is met ons vandag op hierdie Sabbat. En ja, die Here hou ons vas, en mag hy ons nog op 'n groot en wonderlike wyse verder seën. Vir ons skriflesing, blaai saam met my na die boek van Romeine. Romeine hoofstuk 6, vers 3 tot met 8. Romeine 6, vers 3 tot 8. Ek lees vir u uit die ou vertaling, die 53 om spesifiek te wees. Romeine 6 vanaf vers 3, dit sê: Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons ouë mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe. Amen. Ja, daar is soveel hoop vir ons in hierdie lewe. Ons doopdiens volgende is getiteld Die dood wat nuwe lewe gee. Die dood wat nuwe lewe gee. Nou, die verhaal word vertel van 'n sekere baie magtige koning wat oor 'n baie groot gebied geregeer het. Nou, hy was koning, soos geen ander nie. Elke staatsamptenaar het voor sy mag gebewe. Hulle het geweldige ontzag vir hom gehad en niemand het dit ooit gewaag of sou dit ooit waag om eers een woord teen hom te uiter nie, want hy het die gemag gehad om sy opponente soos 'n muggie te verpletter. Hy was 'n baie wyse en 'n kragtige regerder, wat maklik eer en respek by elke onderdaan van hom afgedwing het. Maar tog word vertel, het hierdie magtige en groot koning op 'n dag sy hart verloor aan 'n eenvoudige diensmeisie, 'n nederige diensmeisie. En skielik was hy as koning in 'n groot dilemma gedompel. Want sien, sy magtige koningskap het in 'n groot mate letterlik sy eie hande gebind. Hoe kon hy as 'n magtige en 'n gevreesde koning sy liefde vir haar aan haar openbaar? Nou stel jouself in sy situasie. As hy eenvoudig haar na die paleis sou laat bring het, haar hoof versier het met juwele, haar die mooiste en die beste klere gegee het, haar omvou het met net die beste. Ek bedoel, sy sou haar mos nou nie teensit nie. Inteendeel, niemand het dit nog ooit gewaag nie. Hy kon seker wees dat sy altyd deel van hom sou wees. Hy kon seker wees dat sy by hom sou staan, hom sou ondersteun, hom onderskraag, respekteer en selfs gehoorsaam wees. Maar die mees belangrikste van alles, dit wat vir hom die meeste saak gemaak het, sou sy hom werklik lief hê. Sou sy hom werklik lief hê. En dis wat hy die graagste wou gehad het, haar liefde.
Natuurlik sou sy gesê het dat sy hom liefhet, maar sou sy dit werklik bedoel het? Of sou sy net saam met hom geleef het uit vrees, terwyl sy die heeltyd dalk 'n persoonlike wrok teen hom gekoester het vir die lewe wat sy moes agterlaat? Sou sy werklik gelukkig wees aan sy sy? Hoe sal hy dit ooit kan weet? As hy haar na die paleis sou bring met sy koninklike koets, getrek deur sy beste en sy mooiste perde, vergestel met sy beste, sterkste wagte, het hy geweet, sou dit haar totaal oorweldig het. Maar hy wou nie 'n verkrimpte onderdaan hê nie. Nee, hy wou iemand hê wat hom werklik liefhet, 'n gelyke. Hy wou gehad het dat sy moes vergeet dat hy koning is en dat sy 'n eenvoudige diensmeisie is en dat opregte liefde hierdie kloof tussen hulle sou oorbrug. Want dit is slegs in liefde dat die ongelyke gelyk gemaak kan word. Nou die koning oortuig dat hy nie dat sy nie na sy vlak opgebring kan word sonder om haar vryheid te vernietig nie, neem toe die enigste ander uitweg. Hy sou afdaal na haar vlak en haar daar ontmoet. Hy klim toe van sy troon af, haal sy goue kroon af, trek sy klere uit, trek vir hom eenvoudige handlange klere aan en hy gaan klop aan haar deur onder 'n skuilnaam, onder 'n ander naam. Hy neem as te ware 'n nuwe identiteit aan en slaag daarin om haar liefde te wen. En op die ou end raak sy verlief en sy trou met die man van haar drome en nie 'n gevreesde en 'n magtige koning vir wie almal bang is nie. As ons hieroor nadink, klink dit bekend? Klink dit vir u bekend? Is dit nie ook maar wat Jesus vir ons op 'n baie groter skaal gedoen het nie? Ek bedoel, hy het ook sy koningskap neergelê om ons op ons vlak te ontmoet en ons liefde te wen. Filippense 2 vers 6 tot 8 sê vir ons, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moet vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan die mens gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. En jy sien, God wil nie hê dat u en ek hom uit vrees moet dien nie. Al sou dit dalk soveel gemakliker gewees het en ons dalk soveel meer gehoorsamer. God wou nie gehad het ons moes bang wees vir hom nie, want jy sien, al wek vrees gehoorsaamheid, al wek vrees respek en onderdanigheid, wek vrees nie dit wat God die meeste begeer in jou en my lewens nie, naamlik ons liefde. Dis wat hy begeer, ons liefde. Jy sien, vrees kan nooit liefde wek nie. Slegs liefde wek liefde. Slegs liefde wek liefde. En daarom het God eerder gekies om ons op ons vlak te ontmoet en ons liefde, ons harte te wen. Hy het 'n nuwe identiteit aangeneem, omdat hy so graag deel van ons wil wees. Hy's nie 'n God wat wil hê dat ons bang moet wees vir hom nie, maar hy wil vriend wees vir jou en my. Hy wil ons vriend wees, so naby. En elke dag het ons as eenvoudige, kan ek maar sê, nietige sondaars hierdie voorreg
om te reageer teenoor so 'n wonderlike God se liefde wat uitreik na elkeen van ons. 'n Liefde so groot dat dit bereid is om ons op ons vlak te ontmoet, ons harte te verower en ons dan op te tel as koningskinders. Wow, koningskinders. En dit is hoekom hierdie dag so 'n wonderlike dag is, want 'n klompie besonderse mense, en ek noem julle besonders, want dit is wat julle is in Jesus, het gereageer of althans toegelaat dat Jesus julle harte verower het, en uit liefde vir hom het julle gekies om deur die doopwater te gaan. Om deur die doopwater te gaan, die ou mens af te sterf, sodat Jesus nou koning van ons harte en julle harte kan wees. En die doop is vir 'n Christen baie belangrik. Dit is nie net 'n seremonie wat ons moet doen om deel te word van die kerk nie. Nee, die doop is baie belangrik, want dit simboliseer die dood en die opstanding van ons Here Jesus. Maar meer nog, dit is hoe ons reageer teenoor God se liefdevolle pleitstem in my lewe. Sien, dit is my reaksie teenoor sy liefdevolle pleitstem, teenoor dit wat hy vir my gedoen het. En daarom is dit so belangrik om gedoop te word. Deur jou te laat doop, erken jy dat jy jou vuil sondige lewe afsterwe en die begeerte het om 'n nuwe lewe te begin in Jesus Christus. Soos ons skriflesing Romeine 6 vers 3 en 4 vir ons sê, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immers saam met hom begrawe in die dood, sodat ons soos Christus deur die heerlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is en ons so ook 'n nuwe lewe kan lei. 'n Nuwe lewe kan lei. Met ander woorde, as u werklik wil lewe, het u nodig om te sterf. As jy werklik wil lewe, het jy nodig om eers te sterf. Jy het nodig om die vleeslike sondige lewe af te sterwe in Jesus, sodat jy die geestelike lewe kan lewe in Jesus. Dis 'n dood wat jy moet sterf. Maar hierdie dood gee as te ware vir jou lewe. Ware lewe. 'n Lewe wat lei tot die ewige lewe. Die dood wat nuwe lewe gee, is waar jy kies. Jy kies om saam met Christus te sterf. Jou sondige lewe af te sterwe, soos gesimboliseer in die doop, en waar jy uit die doopwater uitkom, 'n nuwe mens. 'n Nuwe mens. 'n Nuwe lewe waar God nou in beheer is van jou lewe. En dis nie dat die doopwater enige magiese krag het, wat nou jou sondes wegwas en jou 'n nuwe lewe maak nie. Nee, dis 'n openbare getuienis, soos 'n huweliksseremonie, net soos 'n huweliksseremonie, van 'n verandering van jou vorige lewe, en om nou in 'n verbintenis met Christus te leef. Ons het saam met Christus gesterwe, sê Romeine 6 vers 8 vir ons. Daarom glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe. Daarom sal ons saam met hom lewe. Nou die doop beteken nie dat jy nooit weer gaan sondig nie. Ek wens so dit het, nee. Ek wens so jy daar uitkom as jy volmaak en reg, maar dit werk nie so nie. Dit beteken dat jy nooit weer gaan sondig nie. Maar, en hier is die verskil, dit gee ons die openheid as kinders van God, dat ons nou met belydenis en berou ons sondes na ons God, ons vriend, ons Jesus kan kom, sodat hy ons daarvan met sy bloed kan skoonwas, en dat ons saam kan wandel en geestelik groei. Dis 'n groeiproses, dis maar net die begin van 'n groeiproses. Maar as jy nie hierdie keuse maak nie, kan jy nie daai verdere groei laat gebeur nie. En daarom is dit baie belangrik dat 'n Christen altyd oop
en eerlik sal wees as dit by sonde kom, en nie eers sal probeer om dit weg te steek nie, of op jou eie te hanteer nie, maar elke keer as jy val, wil ek eintlik sê, gaan val op jou knieë. Gaan dadelik terug na Jesus in belydenis en berou. Jy weet, so baie keer as ons in sonde val, dan kry ons skaam vir dit wat ons gedoen het. Want ons weet dis verkeerd, met die gevolg, dit is nie so maklik vir ons om ander mense en selfs Jesus weer in die oë te kyk nie, veral nie as ons dalk so maklik toegegee het nie, of dalk selfs so opstandig was nie. En dan die groot gevaar. Ons probeer dan baie keer ons sondes op ons eie hanteer. Skoon te maak, sodat ons net beter kan lyk, jy weet, dat ons net beter kan lyk, sodat Jesus ons kan aanvaar. Jy kan dit nie doen nie. Ons kan dit nie doen nie. Jy weet, ek kan nog goed onthou, baie jare terug, ek was nog jonk in die bediening gewees, eet ek een middagete by die Helene by die huis, eet ek lekker spaghetti bolognese. My gunsteling, hoor, my gunsteling. En ek was amper klaar, ek was nog nie heeltemal klaar nie, ek was amper klaar, toe die foon skielik lui, en die studeerkamers ver, daai tyd was daar nog nie selfone nie, en ek los alles, spring op, hardloop studeerkamer toe, gaan antwoord die foon, maar terwyl ek in die studeerkamer is, kom ons groot ou hond. Sy naam was Billebak. Nou Billebak, dis hy daai, is nou lankal in hondjie hemel, maar hy was so groot, net om 'n idee te gee, as ek gestaan het, so en ek maak my hand so, draai hom so, dan vryf ek sy rug. Dan sy kop nog daar. 'n Massiewe groot hond gewees. Ons het nog by die SPCA gaan haal, massiewe hond. Nou waar die meeste honde opkyk na 'n tafel, kyk Billebak af na die tafel. En wat sien hy? Hier's 'n lekker bord spaghetti en sous, wat sy oupas natuurlik in sy wete gaan weggooi. So hy laat nie op hom wag nie, en hy val in daai bord in, en ek moet vir sê, daai tong van hom, hy lek daai bord so skoon, dat dit skoon blink om die rande. Ek dink nie eers Sunlight Liquid kan 'n bord so laat blink nie. Joh, maar, toe ek het sien, sit in elk geval te laat, so ek skop maar die hond by die deur uit, jy weet, en maak toe en alles, en aangesien ek nou bely, kan ek maar net sowel verder bely. En ek vat hierdie nou blinkbord, en ek sit hom op die rand van die wasbak neer. Nou, dis toevallige probleem wat my vrou met my het. Vir die een of ander rede sit ek nooit 'n bord binne die wasbak waar ek moet nie, maar op die rand van die wasbak. Want ek wil, ek gaan hom mos later was, ek gaan later die skoolgoed, so ek gaan dit mos doen. Maar ek raak besig en ek vergeet, in die middag kom Lisel by die huis van die skool af, en sy pak gou die skoolgoedjies weg, wat daar op die afdroograk staan, en natuurlik, die bord, wat nie binne die wasbak is nie, maar op die rand van die wasbak, is silverskoon. So sy pak hom ook weg. En toe ek kom en ek sien dit, dink jy ek kan bely? Nee man, as sy dit moet oor, sy sal vir my 'n klap teen my kop gee. Dis een van daai klappe wat my ma my altyd gegee het as ek iets doms gedoen het. Maar ja, ek dog toe, nee man, dit moenie worry nie, dit sy weet niks, dis alright, bly tjoep stil, en ek sal dit mos later hanteer. Maar teen die aand het ek skielik 'n geweldige groot krisis. Jy sien, Lisel skep kos op, en toe ek op die tafel gaan sit, toe besef ek maar, wow, een van hierdie 2 borde is die bord. Jo, en ek kyk so mooi as wat ek kan, jy weet, wat een kan dit wees, maar Billebak het hom goed van sy taak gekwyt, daai tong het hom so blink maak, ek kan nie sien wat die een nie, en baie ernstig bid ek sê, Here, asseblief, help, my vrou weet van niks, soos, laat dit maar haar bord wees, laat ek nie die skone gekry het, Jo, maar ek sê vir jy sê,
Dink jy ek kan toebely? Dink jy ek kan toebely het? Nee, vir een of ander rede het dit skielik net nog groter geword. Ek kan nie nou praat nie, ek kan nie nou sê nie, gelukkig weet ek Billebak kan nie praat nie, en ek gaan niks sê nie, maar ek moet vir u sê, dis nie so maklik om jou aandete te eet, as jy weet wie se tong was daar voor jou in die bord gewees nie. Ek moet vir u sê, dit was seker my moeilikste aandete wat ek sekerlik nog in my hele lewe gehad het. Lisel moes 3 keer vir my vra, is daar 'n fout met die kos? Want ek eet net so langkante, net so bolangs. Kan nie daai vulk daar onder laat raak nie. Ag, as ek maar net in die begin bely het, sou dinge nou soveel beter gewees het. Stem jy saam? Het ek maar net in die begin bely. En gelukkig het ek daarom ook 'n groot geestelike les uit hierdie ondervinding geleer wat ek graag met u wil deel. Vertel my, as u na u eie lewe moet kyk, hoe baie van ons kry nie ook onnodig swaar as dit by ons sondes kom nie? Hoeveel keer val ons nie voor Satan se versoekings, dinge wat ons nie noodwendig bedoel het nie, maar tog aanskuldig is, in plaas daarvan om dit dadelik te erken, teenoor wie ons dit moet erken, en na Jesus toe bring vir vergifnis, wat doen ons? Ons bly eerder choepstil. Kyk, dit gaan ons nie eintlik saak maak nie, en dis dan ook nou nie so erg nie, en wie weet, niemand weet nie. Kyk, ons sal dit later skoonmaak. Ons sal die gevolge later hanteer, en bovendien ons lewensborde lyk mos silwer skoon, met die gevolg, ons bly stil. Jy sien, Satan het 'n manier om ons geestelike oë te verblind, sodat ons lewensborde skoon lyk, terwyl ons weet hierdie binne, dit is nie. Hoe baie keer gaan ons nie ook na die spreekwoordelike honde om ons skoon te was van ons sondes nie. Buite lyk ons skoon en heilig, maar tog hier binne is ons vol roof. Ons is vol roof. En ons dink so maklik, ons is veilig, maar sonde het altyd 'n manier om terug te kom en op te duik in ons lewens, wanneer ons dit die minste verwag of kan bekostig. En omdat ons dit nie in die begin bely het nie, is dit nou soveel moeiliker, soveel groter, dat ons nou nog skuldiger voel en nou nog minder kan bely, en ons bly wees stil daaroor. En hierdie las van sonde word al hoe swaarder en swaarder op ons harte, en ons ly so onnodig. Het ons dit maar net van die begin af bely, sou dit soveel makliker gewees het. Sê vir my, hoe hanteer jy die sonde in jou lewe? Hoe hanteer jy die sonde in jou lewe? Nou wie toe gaan u met die vuil hart? Om dit self te hanteer is in werklikheid soos om na die honde te gaan, om jou skoon te lek. Ons blink dalk aan die buitekant, maar ons weet, hier binne is ons nie werklik skoon nie. Jesus se bloed is die enigste en die beste reinigingsmiddel vir ons sondes. En daarom nooi Jesus ons, kom sterf jou sonde af in my.
Kom sterf jou sonde af in my. Kom word begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos ek uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, jy ook so in 'n nuwe lewe kan wandel, sê Romeine 6 vers 4 vir ons. Moenie jou sonde op jou eie probeer hanteer of wegsteek nie. Moenie dat sonde jou lewe platdruk en jou vernietig nie. Nee, bring dit in belydenis na Jesus. En hy sal dit vir jou skoon was, jou herstel in 'n liefdevolle verhouding. Om die waarheid te sê, dit is sy grootste vreugde. Dit word vertel dat die bekende beeldhouer Gutzon Borglum op 'n dag gewerk het aan 'n kopbeeld van die eerste president of eertydse president Abraham Lincoln. En hy het hierdie rots in sy ateljee gehad en nou kap hy met hierdie rots Abraham Lincoln uit. En 'n bediende wat elke dag sy werkskamer uitgevee het en vir hom gewerk het en skoongemaak het, was nogal nuuskierig om te weet wat hy gedoen het. Wat is hy besig om te doen? Maar sy was te skaam om te vra. En op 'n dag het sy skielik die gesig van Abraham Lincoln herken, soos wat die beeld begin vorm aanneem het. "Hi," het sy verbaas uitgeroep. "Hoe het jy geweet dat meneer Lincoln in daardie klip was? Hoe het jy dit geweet?" En ek wil vandag vir u sê, jou lewe, my lewe, is dalk ook soos 'n ruwe rots. Boos, vuil hart. Maar God weet wat daar diep binne jou hart is, diep binne jou en my is, en dis vir hom 'n blye dag wanneer ons reageer teenoor sy liefde en hom toelaat om ons skoon te kap. Al hierdie sondige dinge uit ons lewens weg te kap, uit te kap en af te kap, sodat ons soos Jesus kan word. Dat ons soos Jesus kan wees. Jesus wil so graag sy beeld in ons lewens sien, maar hy is te lief vir jou om sommer net te wil begin kap in jou lewe. Hy wil ons die lewe gee. Hy wil nie hê ons moet hom uit vrees dien nie. Hy wil nie hê ons moet bang wees vir hom nie. Maar hy wil hê jy moet hom uit volmaakte liefde dien. Hy wil ons die lewe gee. Maar om hierdie lewe te kry, moet ons eers bereid wees om te sterf. Ons moet sterf sodat ons kan lewe. En die vraag is u bereid om te sterf? Werklik die sonde af te sterf, sodat u kan lewe, die nuwe lewe in Jesus. Amen. Amen. Ons gaan nou vra dat u net so sit en al die doopkandidate, sal julle asseblief vorentoe kom en net hier voor ons by ons kom staan, dat ons net julle kan toewy aan die Here en alles so, kom staan asseblief ook al die geordende ouderlinge van hierdie gemeente. Ons wil vra dat julle ook asseblief saam met ons net om die doopkandidate kom staan, en dan kan ons hulle toewy aan die Here en net instem. Daar sê, kom julle, kom op. Daar sê, kom staan so, ja, is reg, julle moes haar saambring, kom, staan hier voor, staan hier voor, dit is besonders. Daar sê, is my, julle kan net bietjie nader staan, so kringetjie vorm, en die ouderlinge gaan net so om ons staan, net so om julle staan, en gaan ouderlinge vra om net so hand op u ouderling langs u te sit, en net u hand op een doopkandidaat voor u, dat ons net so mooi kringetjie kan maak. Daar sê, kom staan so bietjie nader. Daar sê, kom staan nog nader. Daar sê, maak ek. Daar sê, het ons ouderlinge net so 'n kringetjie toemaak almal. En ons gaan vra dat u net die hoofde buig. Daar sê,
En dan die gemeente saam en dan doen ons 'n toewydingsgebed. Kom ons maak die oë toe. Ons Here Jesus, baie dankie vir hierdie pragtige mense, besonderse mense wat hierdie groot keuse vir U gemaak het. Here, dit is nie maklik om voor mense onder die water gedruk te word nie. Maar tog het hulle hierdie begeerte gevoel as 'n openbare bewys dat hulle vir U gekies het. Dat hulle bereid is om die ou mens af te sterf en nuwe mense op te kom, waar U nie net hulle verlede weggewas het deur U bloed nie, maar Here, waar U ook 'n nuwe pad saam met hulle stap. En daarom wil ons hulle nou aan U toewy en opdra. Want ons weet, Here Jesus, die duiwel is nie gelukkig met hulle keuse nie. Inteendeel, hy gaan nou nog feller soos ooit hulle lewens aanval, hulle uitmekaar het probeer skud, sodat dit wat U hulle in hulle harte bewerk het, vernietig gaan word. Maar ons wil hulle na U toe bring as 'n gemeente. En ons wil vra dat, soos wat ons as ouderlinge hulle omsirkel, dat U hulle met U engele sal omsirkel en hulle sal beskerm en hulle sal vashou en dat U hulle sal bewaar teen Satan se aanvalle. Here, ons wil vra dat U hulle nie nou sal afsonder net nie, maar dat U hulle sal vul met die Heilige Gees en hulle so verander, nuut maak, heel maak, in die genade toevou, dat U hulle kan dra in 'n nuwe lewe saam. Mag U naam kragtig verheerlik word in en deur hulle lewens van nou af, soos nog nooit voorheen nie, want dis U krag wat die verskil bring en ook sal maak, en hulle sal vashou tot daai dag, wanneer hulle in glorie voor U gaan staan, wanneer U gaan kom op die wolke van die hemel, om U kinders te kom haal. Ek wil vra dat U hulle sal seën, Here, dat U hulle sal toevou, en U kosbare bloed op hulle lewens sal hou, en hulle hierdie nuwe pad sal lei, want ons het U so nodig. Ons bid dit in ons Jesus, ons verlosser, se kragtige naam. In Jesus naam so ons werklik dankie daarvoor, dat U dit onverdiend vir ons doen. Amen. Dis hy.